Sy hartlike goeienaand, baie welkom vanaand hier by No Limits, huisgodsdiens. Wonderlike geleentheid om altyd in die teenwoordigheid van die Here te wees. Nou ja, ons gee gou 'n bietjie mense net kans om op te klim. So ja, ek hoop nou sover julle week is wonderlik. Want ek wil vir jou vra om hierdie boodskap te deel. Ek is sommer maar net 'n lekker teaching vanaand wat ons gaan oor gesels. Iets wat jou leer. Ek gaan so lank vir jou sê om jou Bybel oop te maak by die boek of in die boek van Efesiërs. Hallo Wendy, hoe gaan dit? Dankie, daar sy. Annie, goeienaand, hoe gaan dit met julle? In die boek van Efesiërs en ons gaan lees daaruit hoofstuk 2. So ons gaan gou vanaand 'n bietjie oor dit gesels. Nou kom ons groet gou 'n bietjie paar mense hier klim al op. Hallo Rita, François Keiser. Hoe gaan dit met almal vanaand? Yes, prys die Here. Mense, maar die tyd loop ongelooflik vinnig, tweede maand al, lekker besig, lekker aan die gang. So ja, ek hoop almal se week sover is lekker. Sover, ja. Maar ek wil jou in 'n geval nooi môre aand 7:00. Wag, wat 'n wonderlike geleentheid is om môre jou Bybel saam te bring. Ek praat met die priesters, die paas. Môre aand het ons weer 'n lekker mannebyeenkoms saam 7:00 daar by die kerk. 6:30, ekskuus tog, 18:30, jammer. 18:30. Ons is nie baie lankie, maar kom môre aand het ons 'n lekker topik en kom geniet dit lekker saam met ons. Hallo Wanda. So ja, môre aand bring jou Bybel saam. Ek bring 'n Bybel. Kom wees lekker deel saam met ons. Jy gaan dit geniet môre aand, hoor. Regtig, ons het die laaste keer het ons 'n wonderlike opkoms gehad en ons het wonderlike woord gehad. Hallo Gielie, Tenus, wat sê jy? Hallo Norman, hoe gaan het met julle? So ja, dit is in kort dit vir hierdie week. So donderdag aand ook weer live dan. Ja, so lekker om in te skakel. Maar ons dank die Here. Eerstens dat ons, hallo John, goed met julle, dat ons deur sy wonderbaarlike krag en sy liefde en sy genade vanaand vir julle die boodskap kan bring. Naand Andries, naand Johanita, hallo Delinda. Nou ja, ons is daar in die boek van Efesiërs en ons dank die Here vir hierdie wonderlike woord. Die woord van die Here is wonderlik, dit is lekker kragtig. Dit is 'n woord waarmee ons praat. Ons is nou besig met die Bybelskool ook. Jy's diep in die woord. Hoe God kies in ja, hier is nou 'n hele deel van wat ek doen, geskrewe goed van dit wat ek doen, ook lekker opsit, so ja, baie lekker, hoe God lei, maar is nou al so 'n bietjie lekker, en is nooit te laat om in te skakel, en jy doen dit op jou eie tyd, 'n mens verryk jouself in die kennis deur Christus Jesus, ja, sien uit na môre, maar goed, ek wil vanaand gou vir jou gedeelte lees uit Efesiërs 2, en ons gaan lees daarvan aan vers 8, 9 en 10, daardie 3 verse, hoor wat sê die woord van die Here. Hy sê, want uit genade is julle gered. Uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julle self nie, dit is die gawe van God. Nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie, hoor daar. Want ons is sy maaksel geskape in Christus Jesus, hoor wat sê, tot goeie werke, wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Hallo Lorika. So ja, hierdie boodskap vanaand, as ek om 'n tema kan gee uit hierdie 3 verse uit, en ek wil hê jy moet dit neerskryf, is hoe God genade en dan die werke, kom ons noem die werke gehoorsaamheid balanseer. Ek wil dit vanaand vir jou so illustreer. Ek wil vanaand dit vir jou bietjie verduidelik, en baie gelowiges begin met hierdie groot vraag, en as 'n mens gaan kyk na hierdie goed, en dit is 'n groot vraag hierdie, hoor, hy sê, word ons gered deur genade alleen, so wat sê jy vanaand vir my, of moet ons ook werke doen? Hierdie is 'n onderwerp waar hierdie 2 gebalanseerd is, en ek wil hê jy moet hierdie verstaan vanaand, so is 'n lekker teaching hierdie. Sommige mense glo dat jy hard moet werk om God te behaag. Jy moet werk en God se werk net doen, sodat jy hom kan behaag. Ander mense sê weer, werke maak glad nie saak nie, want die genade dek alles. So, hoe kyk ons daarna? Kom ons kyk gou. Kom ons breek hierdie woord op. Naand Amelie Marie, hallo Jan, hoe gaan dit? En dan sien ons, wat sê Efesiërs 2 van vers 8 tot 10. Hy kom en dan sê, wys
hier kom dit en dit wys vir ons dat God nie een van hierdie uiterste kies nie. So ek wil hê jy moet vanaand iets verstaan. As jy in 'n debat kom by Christene en met mense, dan moet jy vir hulle sê, maar luister, God kies nie een van hierdie uiterste nie. Hy wys vir ons die goddelike balans. Hierdie is baie belangrik tussen genade en gehoorsaamheid die werke. Jy sien, want hy begin deur vir ons hierdie te sê in vers 8 en 9. Kyk wat sê hy daar. Hy sê, en dit is waar dit begin. Hy sê, ons redding begin met genade. Hy sê daar, want uit genade is julle gered. En daai is vir my baie mooi. Dis iets wat 'n kind van die Here moet verstaan. Ek en jy moet vanaand verstaan, ons is gered uit genade. Die woord skryf dit daar. Wat beteken genade? Mense, ek gaan jou nie lank besig hou. Ek wil jou net vanaand iets leer. Hoe jy moet dink en hoe jy moet sien, wat is die balans van hierdie? Wat beteken genade? Wat beteken hierdie? Genade beteken onverdiende guns. Dit beteken iets wat ek en jy nie kan kry nie. Iets wat ek en jy nie verdien nie. Ek wil myself net herhaal nie kry. Iets wat ek en jy nie verdien nie. Ek en jy kan nie gered word deur goeie dade nie. Baie mense se uitkyk is, ek wil nie kerk toe gaan nie, of ek wil nie iets te doen hê met die kerk nie, want ek het goeie dade in die gemeenskap, of ek doen goeie goed vir die gemeenskap. Hulle uitkyk na, as 'n kind van die Here is dat hulle word gered deur goeie dade. Nee, dis 'n leuen. Ek wil jy moet vanaand verstaan, jy kan nie gered word deur goeie dade, kerkbywoning alleenlik, godsdienstige tradisies of persoonlike pogings nie. En hierdie is goed wat dalk nou 'n gedaanteverandering in jou gedagtes moet hê. Iets wat jy moet verstaan, iets wat dalk 'n kopskyf moet wees. En onthou wat sê in Johannes 4, hy sê, glo nie elke gees nie, gaan toets dit. En hier wil ek vanaand net vir jou wys. Die Bybel sê duidelik, dit is die gawe van God. Kyk al wat sê in vers 8. Hy sê, dit is die gawe van God. Redding is 'n geskenk. Dis 'n geskenk. Waarom kan werke ons nie red nie? Waarom kan werke, hallo, kyk, jy gaan nou daar, waarom kan 'n werke ons nie red nie? Ek wil hê jy moet vanaand gou kyk, wat sê vers 9? Nie uit die werke nie, hoor wat sê hy? Nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Die oomblik wanneer daar 'n posisie of 'n gedeelte is, of iets wat 'n Christen kry in 'n kerk, in die oomblikke wanneer hulle begin deur die werke iets doen vir die Here, soek hulle iets. En ek wil hê jy moet dit verstaan vanaand. Hoekom sê ek hierdie goed? As redding deur werke was, wat sou gebeur? Natuurlik, daar sê, dit maak mense trots. Mense word trots, jy kan dit sien, dit is 'n groot ding. Mense verkoop hulle self. Ek luister baie kere na mense, hoe mense praat, hoe Christene praat, hoe pastore praat. Luister, dis net onverdiende guns. Hoe godsgeleerde mense praat. Iewerste mis hulle die goed. Iewerste kom hulle en dan sê hulle, maar weet jy wat, my werke is so belangrik. En dan as jy weer sien, dan maak dit jou trots. Hoekom kan werk ons nie red nie? Want dit maak eerstens ons trots. Tweedens ons vergelyk onsself met hierdie soort van dinge. Derdens ook sou God se genade baie minder gewees het. En ek wonder soms as ek so daarna kyk, dan sien ek regtig baie kere, en dis 'n selfondersoek gedaante ook by 'n mens, is dat, Here, is U nog tevrede dat ek U sien deur die genade? En elke dag is genade, om op te staan is genade, om deur 'n dag te kom is genade, dat die Here vir jou redding gee, is hierdie onverdiende guns of onverdiende genade. God wil hê ons moet weet, redding is 100% sy werk. Ek sê dit baie kere, en ek het dit al baie kere van die kansel af gesê, en ek het dit al baie vir mense gesê. Ek kan niemand red nie. Net Christus, Jesus Christus, die Seun van God, kan mense red.
Ons kan net deur sy genade tot redding kom. En is nie onmoontlik nie. Ek wil vanaand dit vir jou nalaat, is dat hoe belangrik ag jy nog jou redding? Hoe belangrik is jou redding nog vir die Here? Is dit nog werklik vir jou belangrik? Of is jy ook self verryk? Ek moet aansien kry, ek moet seker maak, mense sien my raak, ek moet net daar wees. Weet jy wat? Kom ek sê vanaand vir jou, dat in hierdie einste gedeelte kom Paulus dan skryf hy iets. Hy skryf in Efesiërs 2 vers 18 vir ons iets baie mooi. Hy sê, want deur hom het ons albei die toegang deur een gees tot die Vader. En ek dink, daarom ervaar die wêreld mense, of mense wat nie tot wedergebore kom, en daarom verstaan mense nie altyd die wedergebore so maklik. Maar dis wat jou die toegang gee, deur die gees van of deur die Heilige Gees tot die Vader. Hy wat vir ons intree, wanneer die vyand jou aankla, dis hy wat my en jou nederig hou, dis hy wat my en jou laat verstaan, deur die genade het ons tot redding gekom. En ek dink dit is 'n wonderlike gedeelte om dit te kan verstaan, om te kan verstaan. Weet jy wat, Jesus het eens op 'n stadium 'n verlorene, 'n doodsbestaan. Ek moet vir jou sê, dit is wat die Bybel dit noem, 'n doodsbestaande siel gered. En hoe het 'n mens soveel jare baie kere gemis deur baie keer te dink, wanneer ek iets doen vir iemand, of wanneer ek iets goeds doen vir iemand, dat ek guns by God kry. Dis 'n gawe. Dis omdat God jou gered het, en deur daardie guns vir jou gegee het, en het jy die vermoë, die gawe om ander mense te kan help, want dit is wat hy hier vir ons sê, ons het deur een gees, daardie liefde van Jesus Christus. En is dieselfde met vermaning. Dis dieselfde dit wat Christus vir ons sê in sy bergpredikasie, en baie leringe doen. Paulus, Petrus, Jakobus skryf vir ons in die boek van 1 Timoteus, 2 Timoteus, Titus, selfs in die boek van Judas verstaan ons dit, daar skryf hy dit, uit Matteus, Lukas wat saam met Paulus 'n groot gedeelte sendingsreise gedoen het hierdie opbouende, vermanende woorde gesê, om te sê dat net deur daar, as ons net gaan kyk na Handelinge, hoe Paulus wat eers Saulus was, hoe hy tot redding gekom het, deur die genade. Dit is wat ek en jy is. Ons verdien dit nie. Ek wil hê jy moet vanaand net 'n dankbare hart hê. Jy moet net vanaand sê, dankie Here. Ek verstaan nou hierdie gedeelte van my lewe baie mooi. Ek verstaan hierdie tema vanaand. Ek verstaan wat dit beteken, hoe God genade en gehoorsaamheid balanseer. Ek verstaan hierdie uiterste. En daarom, omdat ek deur sy genade gered is, wil ek natuurlik vir hom werk. Dis 'n balans. Dit is die balans wat baie mense mis. Hallo Wendy, Louisa, hoe gaan dit daar? En dit is wat baie mense mis. Daarom sê Jesus, wanneer ons iets doen met die regterhand, nie weet wat die linkerhand doen nie. Ons moet nie dit loop en verkondig nie, ons moet nie dit sê nie, en ja, ons skiet kort, ons skiet baie kere kort, maar weet jy wat, elke dag, hoor gou hierso, en ek sluit hiermee af vanaand, ek wil dit by jou los. Elke dag as jy opstaan, gaan jy nie aan met gister se genade nie. Elke dag gee die Here Jesus Christus vir jou. So die Here Jesus Christus het vandag vir jou die 3 Februarie 2026. As jy nog met ons in die lewe is, natuurlik is jy, het hy vir jou hierdie dag sy genade gegee. Môre die 4de as jy opstaan, vat jy nie die 3de se genade saam nie. 4de se genade is daar. Dis genade. Dis iets wat jy moet verstaan. Dit is hierdie aangename geur van Jesus Christus. En dat jy nog as 'n reddende mens is, ja. En dat jy nog steeds lief is vir die Here is wonderlik. En dat jy dit verstaan. En dat jy dankbaar is. Daarom kom al hierdie gawes en die werke en die dinge wat 'n mens moet verstaan. Ek sê weer vanaand. Ek is baie erg oor Bybel lees. Ek's baie erg dat jy moet bid. Ek's baie erg dat jy mense ken my, mense wat by ons in die kerk is, weet dit.
Ek maak nie geheim daarvan nie, hierdie is die woord van die Here, hierdie is geïnspireer deur die Gees. Iemand sê nou die dag vir my, ek het dit genoem, ook in die Bybelskool, is dat baie sê hierdie is in die moderne lewe dat hierdie is 'n ou storie. Hierdie boek is van die begin af, was en is tot wanneer hy kom, dieselfde God van wonders, dieselfde God wat my en jou red, dieselfde gered het, en dieselfde God en dieselfde Gees wat verlorenes red, dieselfde God en Gees, die enige God wat vir my en jou gebruik as 'n instrument om verlorenes te red. Dis dieselfde God, die enige God wat vir my en vir jou as 'n instrument gebruik, wat jou lippe en jou tong aangeraak het met sy genade, om vir jou diensbaar te kan stel, sodat jy die evangelie kan verkondig, en sodat ek en jy, ons is nie een dieselfde nie, ons het elke een ons eie identiteit, ons is elke een 'n ander karakter, ons is elke een uniek geskape tot God, en dit is wat vir my so mooi is. Vers 18, want deur hom het ons albei die toegang deur een Gees tot die Vader. Daar is nie 'n ander middeweg nie, daar is nie 'n ander uitweg nie. Ons kom na die Vader deur een Gees. Ons kom na die Vader deur Jesus Christus, daarom sê hy, deur Jesus Christus, ons erken en bely dit. Hy gee dit vir ons. Werke maak glad nie saak nie, want genade, want dis wat baie mense sê, want die genade dek alles. En die ander kant is ook weer, dat genade nie alleen dat daar is. Ons het die onverdiende genade. Hy sê dit daar, wat belangrik is, hy sê, want uit genade is julle gered. Kan ek vanaand vir jou sê? Weet jy wat? Dank die Here. Sy genade is vir my en jou genoeg. Julle moet 'n wonderlike aand hê. Dankie dat julle saam geluister het. Dankie dat ek hierdie kan deel met jou. Dankie dat ek en jy net vanaand op hierdie oomblik, op hierdie trant net vir die Here kan dankie sê. Kom ons dank die Here. Here, ek bid vanaand vir elke een wat hierdie woord gaan uitsprei, elke een wat die evangelie gaan verkondig, elke een wat vanaand met hulle tong bely dat U die Seun is, dat U die Jesus Christus is, die Messias is wat gekom het, wat sit aan die regterhand van God die Vader, wat die sentrale punt is van die kerk, die kruis. Nie ons is mens nie, Here. Ons is mens, is verganklik, vol sonde. Ons is mense wat hierdie genade onverdiend eintlik nie verdien nie. Ons het hierdie onverdiende guns in U lewe ontvang deur die genade alleen is ons gered, en daardeur wil ons vanaand net vir U sê dankie. Dankie Here dat U ons in hierdie lewe nog 'n dag gespaar het. Dankie vir elke sintuig, vir elke bewegende deel, fisies in ons liggame. Dankie ook vir ons gesondheid. Dankie ook dat ons weet, Here, ons geestelike gesondheid. Ons is deel van die ledemate van U kerk. Daarom sal ons die waarheid verkondig. Here, ons wil ons nie meer besig hou met onbenullighede nie, maar dat ons kan verstaan dat alles wat ons is, onverdiend, net onverdiend, ons is net deur U genade gered. Vanaand wil ons net vir U lof en prys daarvoor. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Baie dankie, julle moet 'n geseënde aand hê. Mag die Here julle seën. Julle is wonderlik, ons sien dan die manne môre aand. Dankie dat julle deel is, en dankie vir hierdie deel ook van hierdie boodskap. Gee dit net vir iemand, tag net iemand in hierdie boodskap vanaand. Iemand wat miskien vanaand net voel, weet jy wat, ek het nie 'n kerk nodig nie, my werk is genoeg nie. Mense, Paulus skryf vir ons in Efesiërs, wat's belangrik. Dit is vanaand weer, soos ek kan sê, ek wil vanaand weer vir jou sê, dit is so belangrik dat ek en jy moet verstaan hoe God genade en gehoorsaamheid werke balanseer, en dit moet ek en jy altyd op die tafels van ons harte dra. Daar is nie 'n ander waarheid nie. Amen.